Vandag kyk ons nou na ons tweede lesie rondom eksponente en eksponentwette. Ons nou net gou weer mooi kyk wat ons in ons eerste lesie geleer het. Ons het gesê A is ons grondtal of ons basis. En as ons het A tot die mag ietsie, as ons sê A tot die mag X, dan praat ons van hierdie Xie as my eksponent. En hierdie hele A tot die mag X word beskou as 'n mag. Goed, nou kom ons kyk na vandag se lesie. Ons eerste lesie het vir ons gesê, as ons grondtalle dieselfde is en ons vermenigvuldig twee magte met mekaar wat dieselfde grondtalle het, dan hou ons die grondtal dieselfde en ons stel die eksponente bymekaar. Nou vandag se lesie gaan ons kyk na ons wet 2 rondom eksponente en eksponentwette. Nou wat sê die tweede wet vir ons? Nou die tweede wet sê vir ons, wanneer ek magte met dieselfde grondtal of basis met mekaar deel, hou ek die grondtal of die basis dieselfde en ek trek die eksponente van mekaar af. Met ander woorde, as ek het A tot die mag M gedeel deur A tot die mag N. Nou kan ek hier sien, my grondtalletjie is dieselfde. Hulle is A en ek hou my grondtal dieselfde, so hy bly A, die lyfie bly dieselfde en dan het ek my eksponente wat M en N is. Dan moet ek die eksponente van mekaar aftrek. So dit is die boonste eksponent minus die onderste eksponent. Dit is wat my wet vir my sê. Die ander manier wat hulle hom kan skryf is ook om te sê A tot die mag M gedeel deur A tot die mag N. Nou kan ek weer eens hierso sien. Het ons net sê my A'tjie bly my grondtal wat dieselfde is. Met ander woorde, ek hou my A dieselfde. Hy bly 'n grondtal van A en my eksponente is nou M en N. En ek gaan my eksponente van mekaar aftrek. Dit is wat wet 2 vir my sê. Nou kom ons kyk na voorbeelde van dit. As ons byvoorbeeld het x tot die mag 5 gedeel deur x tot die mag 3. Onthou, ons het nou gesê die eksponent sê hoeveel keer hy hom met hom of die grondtal met homself vermenigvuldig word. So x tot die mag 5 is x maal x maal x maal x maal x en x tot die mag 3 is x maal x maal x. Nou as ek na hierdie kyk, kan ek mos nou mooi sien hierdie x'e kanselleer met mekaar uit. Met ander woorde, wat hou ek oor? Ek hou bo die lyn hierdie x maal x oor en x maal met x is x wat 2 keer met homself vermenigvuldig is. Met ander woorde, my antwoord is x kwadraat. So dit is die lang pad. As ons nou kyk na ons eksponentwet, sê ons eksponentwet vir ons, hierdie x is my grondtal, ek hou my grondtal dieselfde, my grondtal bly x, want dit is die grondtal of die basis, die lyf van die bewerking, en my eksponentjies is nou 5 en 3. Met ander woorde, ek sê my antwoord is dan nou 5 minus 3 word my eksponent. Met ander woorde, my antwoord is x tot die mag 2. As ons kyk na 'n tweede voorbeeldjie, dan het ons byvoorbeeld 2 tot die mag 10 gedeel deur 2 tot die mag 2. Nou onthou, ek deel nou nie die 2 deur die 2 nie, want in hierdie geval is die 2 nou my grondtalletjie.
So my reël sê mos vir my, ek moet hulle my grondtalletjie dieselfde hou. Maar kom ons kyk as ons hom net weer lank uitskryf, want hierdie eksponent sê mos vir ons hoeveel keer 2 met homself vermenigvuldig moet word. So ons het bo die lyn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 twees wat met mekaar vermenigvuldig moet word. En onder die lyn het ons 2 twees wat met mekaar vermenigvuldig word. So as ons nou dit mooi kyk, sien ons die 2 kanselleer met 1 uit en nog 'n 2 kanselleer uit. En wat hou ek oor? Ek hou nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 twees wat met mekaar vermenigvuldig word oor. So dit gee vir my 2 tot die mag 8. As ek nou my wet toepas en ek het 2 tot die mag 10 gedeel deur 2 tot die mag 2, dan sien ek my grondtalletjie is 2, my lyfie. So ek moet my lyfie dieselfde hou en dit beteken ek moet my eksponente van mekaar aftrek en my eksponente is 10 en 2 in hierdie geval. So dis 10 minus 2, met ander woorde 2 tot die mag 8 is my antwoord. As ons kyk na nog 'n voorbeeld, het ons byvoorbeeld b tot die mag 7 gedeel deur b tot die mag 9. Nou kom ons kyk na hierdie b tot die mag 7 gedeel deur b tot die mag 9 as ons hom uitskryf. As ons hom uitskryf, dan gaan ons kry, dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 b's wat bo die lyn staan en onder die lyn het ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 b's wat met mekaar vermenigvuldig moet word, want ons hou, ons eksponent sê hoeveel keer die grondtal met homself vermenigvuldig moet word. Ok, met ander woorde, as ons nou na hierdie gaan kyk, kan ons sien die b's kanselleer met mekaar uit. En dan hou ek bo die lyn 'n enetjie oor en onder die lyn hou ek 'n b kwadraat oor. Met ander woorde, dit gee vir my 1 op b maal b wat b se kwadraat is. As ons hom nou gaan uitwerk volgens ons reël, sê b tot die mag 7 op b tot die mag 9 gee vir my b tot die mag 7 minus 9, want onthou, ek hou my basis dieselfde, my basis bly b en my eksponente is nou 7 en 9 en ek moet die onderste een van die boonste aftrek, met ander woorde, dit is b tot die mag 7 minus 9 is minus 2. En wanneer hy 'n negatiewe maggie het, soos hierdie ene nou, dan beteken dit ek moet hom onder die lyn gaan skryf. Ons sal die wet nog weer doen, maar julle het dit laas jaar al gedoen. So 1 op b kwadraat is my antwoord. Kom ons kyk net na nog 'n voorbeeld. As ons het 6a tot die mag 3 b tot die mag 6 gedeel deur 3a b tot die mag 4. Onthou nou, in hierdie geval is ons 6 en ons 3 is koëffisiënte. Met ander woorde, ons kan ons koëffisiënte deur mekaar deel. So, as ons kyk na ons koëffisiënte, dan is 6 gedeel deur 3 gee vir ons 'n antwoord van 2. Verder gaan ons kyk na ons groepering van magte met dieselfde basisse. Met ander woorde, ons het a en daar a tot die mag 3 en 'n a tot die mag spook 1. Met ander woorde, my wet sê vir my, as ek magte met dieselfde grondtalle of basisse deur mekaar deel, trek ek hulle eksponente van mekaar af. Die volgende ene wat ek sien wat 'n mag is met dieselfde grondtal of 'n basis is die b.
Met ander woorde, ek gaan kyk, B, my wet sê vir my, ek trek hulle eksponente van mekaar af. Met ander woorde, hier kan julle sien, my A bly dieselfde en ek het sy eksponente afgetrek en my B is my ander grondtalletjie en ek trek sy eksponente van mekaar af en my antwoord is dus 2a² b². Die 5de voorbeeld waarna ons kyk is 3x tot die mag 5 y op 4x. Nou as ons na hierdie mooi gaan kyk, gaan ons sien ons kan ons koëffisiënte deur mekaar deel, so dit bly 3 gedeel deur 4. Dan het ek nou verder my grondtalle wat dieselfde is, en as ons nou kyk watter grondtalletjies het wat ons nou dieselfde is dit die x tot die mag 5 en die x tot die mag 1. So my wet sê vir my, as my grondtalle dieselfde is, trek ek die eksponente van mekaar af. Ek hou my grondtal dieselfde en ek trek die eksponente van mekaar af. Bo die lyn het ons nou nog steeds 'n y. Met ander woorde, my antwoord gaan wees, en onder die lyn het ons niks 'n y nie, so my antwoord is 'n 3/4 x tot die mag 4y. Nou hierdie 3/4 x tot die mag 4y kan ons ook skryf as 3x tot die mag 4y op 4. Want wat baie belangrik is, hierdie 3 op 4 maal met x tot die mag 4y is so goed of dit is gelyk aan 3 op 4 maal met x tot die mag 4y op 1. So ek kan my tellers met mekaar vermenigvuldig en my noemers met mekaar vermenigvuldig, so dit gee vir my 'n antwoord van 3x tot die mag 4y op 4. As ek hom op 'n ander manier vir julle kan verduidelik, sodat julle mooi kan verstaan, kan ek sê dis 3x tot die mag 5y op 4x. As ek hom gaan uitskryf, sodat ek kan sien ek het 1, 2, 3, 4, 5 keer wat x met homself vermenigvuldig word op 4x. Dan kan ek nou mooi sien dat hierdie x kanselleer met 1x uit. Niks kan verder verander nie, so ek het hom op sy eenvoudigste bloot bly dan daaroor 3. En daar is 1, 2, 3, 4 keer wat x nog met homself vermenigvuldig word, die ytjie bly daar, en ek het 'n 4 in my noemer. As ons kyk na nog 'n voorbeeld van gedeel deur, het ons 2x tot die mag 10, y tot die mag 3, z tot die mag 1, spook enetjie, op 4 x tot die mag, op 4x tot die mag 1, y² en ook 'n z. As ons wet gaan toepas, dan kan ons nou hier mooi sien, dat 2 gaan in 4 in 2 keer. Ons wet sê vir ons verder, ons het nou die x's wat dieselfde grondtalle het, met ander woorde, ek moet hulle eksponente van mekaar aftrek, en hierdie is my eksponente, hier se spook 1, met ander woorde, ek het bo die lyn 'n x tot die mag 10 minus 1. Verder het ek nou die volgende grondtalletjie wat y is, en y se eksponente is nou 3 en 2. Met ander woorde, hier het ek my grondtal dieselfde gehou, die volgende grondtalletjie is y, wat ek dieselfde hou, my grondtal, ek trek die eksponente van mekaar af, wat 3 minus 2 is. Die volgende ene wat ek het is my z, en as julle mooi sien, z het by al twee die eksponent van 1,
Met ander woorde, as ek hulle van mekaar gaan aftrek, kry ek z tot die mag 1 minus 1 en ek het onder die lyn het ek nog steeds my 2 oor. Met ander woorde, my antwoord gaan wees x tot die mag 9, x tot die mag 9, y tot die mag 1, z tot die mag 0 op 2. En soos julle al uit laasjaar se lesie sal onthou, ons sal dit nog weer doen, maar enige iets tot die mag 0 is altyd 1. Met ander woorde, my antwoord is x tot die mag 9 y op 2. As ek dit nou op die lang manier gou vir julle kan uitskryf weer, dat julle dit mooi seker kan verstaan, het ons 2, x tot die mag 10 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 x'e. Y tot die mag 3 is 1, 2, 3 eie en 'n z. Onder die lyn het ons 'n 4 en 'n x en 'n y en 'n y en 'n z. So as ons nou gaan deel, dan gaan ons nou hier mooi sien dat ons 2 gaan in 4 in 2 keer, so my 2 bly onder die lyn oor. Dan kan ek nou verder sien, my x kanselleer met 1x uit. Verder sien ek, my eie kanselleer met 2 van die eie uit en verder sien ek my z's kanselleer uit. Met ander woorde, as ek nou van nader gaan kyk, wat het ek oor? Bo die lyn het ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x'e wat met homself vermenigvuldig word en 'n y wat nog oor is en onder die lyn het ek 'n 2 oor. Dit is dan my antwoord vir hierdie sommetjie. Die laaste voorbeeld wat ek met julle gaan doen, is die voorbeeld van 10p² op 10p². Nou, as ek kyk na 10p² gedeel deur 10p², dan is dit soos 3 gedeel deur 3, 3 gedeel deur 3 is 1. 4 gedeel deur 4 is 1, want alles is presies dieselfde. So kom ons kyk, 10 gaan in 10 in 1 keer. Dan het ons verder die p² wat uitkanselleer en ons het die kies wat uitkanselleer. Met ander woorde, daar bly 'n 1 op 1 oor wat dieselfde is as 1. Want alles is dieselfde. As jy hom wil uitskryf, het ons 10 maal p maal p maal q en onder die lyn het ons 10 maal p maal p maal q. So elkeen van hulle kanselleer mooi uit. 10 gedeel deur 10 is 1. P gedeel deur p, p gedeel deur p is 1 en q gedeel deur q is 1. Met ander woorde, my antwoord bly 1. As ons eksponentwette toepas, kom ons kyk nou net gou na hierdie voorbeeld, as ons hom op die laaste manier doen, 10p² gedeel deur 10p². Onthou, ons wet sê vir ons, as ons basisse dieselfde is, hou ons in ons deel, gaan ons die eksponente van mekaar aftrek. So hier is my basis nou 10 met 'n spookeksponent van 1. So ons kan dit op so 'n manier ook doen. 10 tot die mag 1 minus 1, want ek hou my basis dieselfde en ek trek die eksponente van mekaar af. My basis is in die geval 10. Verder is my volgende basisie p met 'n eksponent van 2. So ek hou my basis dieselfde en ek trek die eksponente van mekaar af. My volgende basis is q. Ek hou my basis dieselfde en ek trek die eksponente van mekaar af. Onthou hier, q het 'n spook 1 en 'n spook 1 as 'n eksponent. Nou kry ek met ander woorde 10 tot die mag 0 maal met p tot die mag 0 maal met q tot die mag 0. En soos wat julle sal onthou, enige iets tot die mag 0 is altyd 1. Met ander woorde, my antwoord is 1.
Dit is dan die lesie oor die tweede wet van eksponente, wat vir my sê, as ek dieselfde grondtalle het, en ek deel twee magte met mekaar wat dieselfde grondtalle het, dan hou ek die grondtal dieselfde, en ek trek die eksponente af. Nou kan jy hierdie lesie mooi inoefen, deur al jou huiswerkies te voltooi. Ek hoop jy die lesie geniet en ek hoop jy geniet jou huiswerk.